Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 23 April 2025, die 4de dag van die opstandingsweek. Die teksgedeelte waarby ons vandag stil staan is 1 Korintiërs 15 vers 19 tot 26. Dit is 'n uittreksel uit die oudste geskrewe verwysing na die opstanding van Jesus Christus. Vooraf begin die gedeelte met die volgende woorde: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. En hy het aan Sefas verskyn en toe aan die 12. In die lig van hierdie eerste belydenis oor die kern van ons geloof, kom ons sit vir 'n oomblik in stilte en hou hierdie getuienis in ons harte vas. (1 Korintiërs 15 vers 19 tot 26 uit die 2020 vertaling). Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gefestig is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen volgens 'n bepaalde orde, as eersteling Christus, daarna met sy koms, hulle wat aan Christus behoort. Dan kom die einde, wanneer hy die koningsheerskappy aan God, die Vader, sal oorgee. Wanneer hy alle heerskappy en gesag en mag vernietig het. Want Christus moet as koning regeer, totdat hy al die vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig moet word, is die dood. In haar gedig Christ of Burnt Men skryf Sheila Cousins die volgende versreël. En ek begryp, jy het my geteken vir die avontuur van jou. En ek begryp, jy het my geteken vir die avontuur van jou. En ek begryp, jy het my geteken vir die avontuur van jou.
Hoe avontuurlustig is jou Christus? En laat jy hom toe om oor die buitelyne van jou lewe te teken met die kleurrykheid van sy koninkryk. In hierdie gedeelte van Paulus vind ons die kerk se oudste woorde oor die avontuur waarvan ek en jy deel is. Christus se opstandingsavontuur. En daarvoor is ons bestem. Daartoe is ons geskep. Maar so oud soos wat hierdie teksgedeelte is, en so naby soos wat dit aan die historiese gebeurtenis geskryf is, so vroeg al sien ons reeds die tekens van ongeloof. Hoe bejammeringswaardig is ons nie? As ons net vir die hier en die nou ons hoop op Christus vestig. Hoe klein en vervelig die avontuur, as dit met die uitblaas van 'n asem verby is. So 'n lewe en so 'n spiritualiteit is die erflating van Adam, die eerste van die dooies. Dis 'n geloof gekenmerk deur ongeloof. Dis kortsigtig en kyk in die klip vas, al is die graf reeds leeg. Dit kan skaars glo. En slegs as vingers en hande aan sy wonde kan raak. Dit kruip weg agter geslote deure. Dit stap vir kilometers die pad na Emmaus, salig onbewus van die vreemdeling in Jerusalem. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gefestig is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Hy teken ons vir sy avontuur. Hy ontmoet ons agter die geslote deure en blaas sy vrede oor ons uit. Moenie langer bang wees nie. Hy doen dit met geduld en genade, deur ons te nooi om aan sy wonde te raak. Hy breek die brood in ons nederige wonings en maak ons oë oop vir wie
hy werklik is. Hy roep ons op ons naam, tussen die trane in die tuin. Maria, Rabboni, antwoord ek en jy. Hy vernietig die heerskappy van die dood en gee alles, ook ons, oor aan die betroubare hande van sy Vader. Christus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Jy sal my ook al hoe meer wen, glimlaggende skertsoog, blinkoog Christus, wat my vervaarde jare op jou afstand gade geslaan het. Jy het jou hande nie toe uitgesteek, toe ek jou sengende wonde aan my lyf ontvang het nie, maar vel jou kruis geteken oor my, in hand en voet en romp en hoof, en deur die beswyming onder druppende bloedplasma en soutwatersakke, kom skyn voor my met net die trekking van 'n glimlag van uiterste pyn, om die mondhoeke, jou oë blink van 'n verskriklike akkoord. En ek begryp, jy het my geteken vir die avontuur van jou. Ek wat vuur bemin en altyd waaghalsig was. O, wat is die brand in brein en hart, wat brandender brand as die vlam aan die lyf. En wat gaan gloei in klip en sand, onder my eenvoetig springende begrip, agter jou sagsinnigheid aan. Nee, iets heerlikers. As jy eindelik omdraai met oë wit en stip en ver en skouers gemantel, met 'n verwoede en stormende son, o my kosmiese Christus. 33 jaar verdoesel in die klein en donker vlees, wat jy in een nag oopgevlek het, om jou vir my te bevry, opdat ek jou raak sien, raak weet, raak het. En nog wag jy dat ek moet sê, heelheid moet sê, gryp my hande dan, amper sonder vingers vir jou, kundige timmerman. Amen.